Goeiemôre almal, maandagoggend is die 30ste Junie, die jaar 2025, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor vrygewig. Gelowiges is vrygewig omdat hulle so baie van die Here ontvang. Hulle gee graag weg wat hulle ontvang het omdat dit reeds nie aan hulle behoort nie. Hulle meester het dit vir hulle geleen en hulle taak is om dit tot sy eer te gebruik. Daarom deel hulle dit graag met ander. Hulle weet ook dat hulle Vader vir hulle sal gee, alles wat hulle nodig het. Daarom hoef hulle nie krampagtig vas te hou aan dit wat hulle besit nie. God gee vir hulle onmeetlike rykdom en hy sal in al hulle behoeftes voorsien volgens sy rykdom. Halleluja. Nou ons gaan lees hierso gou-gou in Deuteronomium 15 vers 7 tot 11 oor die armes. As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers in een van jou poorte in jou land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir die arm broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoeftes wat hom ontbreek. Neem jou in ag dat daar in jou hart geen slegte gedagtes is, naamlik die 7de jaar, die jaar van kwytskelding is naby, en jou oog dan jou broer skeef aankyk nie, en jy hom niks gee nie, en hy teen jou na die Here roep, en dit sonde in jou word nie. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie, want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aanslaan. Want die armes sal in die land nie ontbreek nie, daarom gee ek jou bevel en sê, jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. Halleluja. Volgende gedeelte is Psalm 37 vers 23 tot 26. Mem, deur die Here word die gange van 'n man bevestig en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Noem. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien of sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit en sy nageslag is 'n seën. Halleluja. Die volgende gedeelte kom hier uit Lukas uit. Lukas 6 vers 33 tot en met 35 en dan 38. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die wat julle hoop om dit terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaar leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle kinders sal van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertierend oor die ondankbares en die slegtes. Gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Halleluja. Dan die laaste gedeelte kom hier uit 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 12. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het ook aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. Hy mag wat saad verskaf aan die saaiër, ook brood verskaf, om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid sal toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie. Here, dat ons vrygewig kan wees. Here, dankie dat U vir ons mildelik seën, sodat ons ander kan seën, deur dit wat U aan ons toevertrou. Here, want ons weet, alles word net aan ons geleen. Ons besit niks nie, Here. Alles behoort nog steeds aan U. Here, ons wil U net loof en prys en eer. En vir U sê dankie dat U so mildelik
aan elkeen van ons en ons behoeftes voorsien. Halleluja. Aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Here seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen.